Prys die Here. Ek gaan vra dat hulle die skrifgedeelte vir ons sal opsit. En my tema vir vanoggend, terwyl ons begin by 'n nuwe jaar, is juis een van, en jy gaan nou snaaks na my kyk, weer en weer en weer. Interessant. Nie meer en meer en meer nie. Weer en weer en weer. Dis so 'n groot en 'n wonderlike voorreg om te kan weet en te kan besef dat God soveel moeite met ons doen. God soveel liefde vir my en jou het. En ons het hierdie hele Desember maand het ons gepraat oor die grootheid van God. Ons het gepraat oor God is goed. Goedheid wat aan ons verskyn het. En het daar glo ek en hoop ek met my hele hart iets in u hart losgebreek van God se almag. Ons kan baie keer geneig wees om dit af te water. Ons kan baie keer geneig wees om ja, God is daar, hy help in tye van moeilikheid. Maar wat van die ander tye wat God regtig waar iets van sy hart in jou hart wil kom plaas? En as ons te besig, party rus te veel, ons maak nie moeite nie. En ek gaan vanmôre weer eens hierdie sê ding, dis iets wat die Here in my hart kom losmaak het. We don't see the world as it is. We see it as we are. We don't see the world as it is. We see it as we are. Ek sien dit vanuit my perspektief uit. Maar weet jy wat is so wonderlik? Wanneer ek wedergebore is, wanneer ek die Here aangeneem het, en ek laat toe dat die Gees van God in my kom leef, dan leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. En hy kom gee vir my 'n totale nuwe perspektief. As my ore ingestel is, dan kan ek hoor wat hy vir my sê, pastoor, kan dit gebeur? Ja, dit kan gebeur. Hoekom? Want die Gees van God werk nie uit ons normale ou wêreld uit nie. Dit wat God deur Jesus Christus bring, kom deel hy met ons. Kom ons lees uit Jesaja 43, vers 18. Dink nie aan die vroeëre dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Ander vertaling sê, ons staan stil by die dinge wat vroeër gebeur het. Hy praat van twee goed, jou denke en die plek waar jy is, die belewenis wat jy gehad het. Nou ek weet nie of jy gehoor het nie, 'n man het eendag gery, plaaswêreld, en hy kry toe 'n papwiel. Hy trek langs die pad af, hier staan hy met die papwiel, en hy sien deur is 'n plaas, hy's daar ver, en hy besluit, nadat hy agterkom, die band is nie reg nie, en die slinger vir die jack is nie daar nie, ekskuus, wat noem hulle jack? Domkrag. Laat ons nou maar Afrikaans praat vanmôre. Maar nou, hy sien dis nie daar nie, so wat besluit hy? Hy sê, goed, ek gaan na daai plaasboer se huis toe loop en ek gaan vir hom vra. Ek soek 'n slinger, as hy 'n kompressor het vir die wiel, en dan as hy 'n slinger vir die domkrag, okay, dan kan ek
geholp raak. Nou loop hy deur die veld. En weet jy wat gebeur? Ons denke in die plek waar ons is, bepaal nou wat gaan gebeur. Nou loop hy en hy dink, hierdie ou gaan my nie help nie. Hierdie ou gaan my wegjaag. Hy gaan vir my vra, wat soek ek op sy grond? Weet jy wat, vir al wat ek weet, gaan hy dalk 'n halgeweer in sy hand hê. Maar nou dink hy. Nou loop hy hier deur die milies. Hy sê, en hierdie ou gaan my laat toesluit, want weet jy wat, hy gaan sê, ek wil sy milie steel. Maar nou loop hy en dink. Dis mos nou die plek waar hy is. En hy klim deur die drade, hy kom by die voordeur en hy klop. En nou sê die man, wie is daar? Nou skrik hy al klaar. En wat dink hy? Ek het mos gedink. Nee. In die volgende oomblik pluk die man die deur op. Hy sê, ja, hoe kan ek jou help? En die jongman staan so geskrik en hy kyk om. Hy sê, ag oom, hy sê, weet jy wat, vat jou slinger en jou jack, al jou goed en druk dit. En hy draai hom en hy loop weg. Plaas laat hy hom net vra. Maar waarop is dit? Die situasie waarin jy is, jy weet, ek is nou maar in hierdie situasie, nou wat nou? En dan begin hy se denke. Satan kom werk met jou denke. En wat gebruik hy? Jy's nie waardig nie. Terwyl ek sit en dink, jy's te jonk. Jy's te oud. Jy beweeg te stadig. Jy pas nie in nie, want dit is nie jou kultuurgroep nie. Weet jy wat, dis alles leuns. Solank as wat God weer en weer in ons lewens werk, elke dag kom genade uit God uit, dit kom nie uit jou denke uit nie. Dit kom nie uit jou belewenis nie. Dis hoekom Jesaja vir hulle sê, hou op, stop net waar jy is. Hoop dink aan die dinge wat vroeër gebeur het, en hoop stil staan by die belewenisse wat jy gehad het. Sien vir Israel het hierdie belewenis en van God wat hulle red deur die Rooi See, hulle stap deur 'n groot belewenis. Wie van julle het al so belewenis gehad? Lottie, het lyk my is net jy wat deur die see geloop het, suster. Gesien hoe die walvisse hier langs jou swem. En eendag toe sê juffrou mos vir ou seentjie, sy sê, ou seuna, dit wat jy vertel van die see, wat die volk deurgeloop het, sy sê is nie waar nie, want jy weet, die wetenskap het bewys, dit was net soveel meter water. Toe sê juffrou, dit maak die wonderwerk soveel groter. Sy sê, hoe so? Hy sê, want die hele klomp, wat was hulle, pastoor Tommy? Egiptenare, ne? Sterkste volk van die tyd. Hy sê, dan daai ou Egiptenare met al hulle strydwaans, hulle perde, die hele kaboedel van hulle net in soveel meter water verdrink. Sien jy? Hoe baie keer probeer ons nie met ons denke goed vasvang nie. Pastoor, ek weet nie of ek hier inpas nie, hierdie is nou maar 'n ander klomp mense. Ek wil vandag vir jou sê, as jy gered is deur Jesus Christus, wat aan die kruis gehang het, as jy jou lewe vir hom gegee het, en jy het wedergebore, is wedergebore moontlik? Ja, dit is, want dit is in die woord van God. Dan is jy deel van die liggaam van Christus. So jy's net so deel van ons, soos wat ander ouens deel van Jesus is. En as jy voel, jene, weet jy, ek pas 'n bietjie beter hier aan, kom dien die Here saam met ons. Ons is almal uniek hier.
Soos ek kan agterkom, is ek seker een van die wat die meeste praat. Maar dis oké. Ons dien saam die Here. Die Here hou van uniekheid. Anders het hy ons almal in 'n koekiedrukker gesit en dieselfde gesig opgeplak. Maar God is uniek. God is almagtig. Hy's hoog en verhewe. Hy skep goed nuut. En ek wil vir jou sê, weer en weer en weer doen God wonderwerke. Want dis hulle belewenis. En nou juis hier word die aandag van die verlossing wat gaan plaasvind vir Israel, die tweede keer, word gefokus. Want as ons nou gaan lees in vers 16, ek dink is 14, 15 en 16, dan word daar gepraat oor hoe die volk van die Egiptenare verlos was deur die see. En direk daarna, in hierdie skrifgedeelte, sit hom weer vir ons op, Kiara asseblief. Vers 18, asseblief. Hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie. Vers 16 en 17 praat juis oor die verlossingswerk van God in Egipte. Daai groot gebeurtenis. En hier sê hy, dink nie aan hierdie dinge nie, gee nie en slaan geen ag op dit wat vroeër gebeur het nie, vers 19. Hoor gou wat sê hy hierso. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Ek gaan weer verlossing gee. Ek gaan weer 'n wonderwerk doen. Hoekom? Want hy's God. Ek en jy kan hom nie in 'n boksie vasvang nie. Jy kan nie God hier neersit en sê, okay, nou gaan die Here so werk nie. Die Here sê, is jy gereed dat ek iets nuuts in jou lewe kan doen? Pastoor, nie heeltemal nie, want weet jy wat? Ek dink nog aan die vroeëre dinge en ek staan stil by wat gebeur. So weet jy wat is die probleem? God kan nie iets doen terwyl jy nog daar staan nie. Paulus het gesê, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat? Voor is. Daai woord losmaak beteken skeer. Ek skeer my af van dit af. Ja, ek het so seer gekry. Ek wonder, kan God, wil God gaan weer en weer en weer. Wat sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen, as jy my toelaat. Of jy jonk is, of jy senior is, of jy middeljarig is, jy dink ek kan iets doen nie. God sê, jy weet nie waartoe ek in staat is nie. En Jesaja sê dit vir Israel. Julle dink dit wat God gedoen het was groot met die Rooi See. Ek wil vir jou sê, jy het nog nie 'n idee wat ek nou gaan doen nie. Ek gaan iets nuuts maak. Ek gaan iets nuuts doen. Sit vir ons weer vers 19 op, Kiara, asseblief. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Die ander vertaling sê, sien jy dit nie al nie? Wat doen ons mense? As ons praat van iets nuuts doen, dan dink ons onmiddellik aan 'n nuwe voertuig wat nuwe leer. En, dis vir die manne, ekskuus dames. Ek weet nie of u dalk sitkamerstelle sien, of 'n kombuis, of 'n... Maar weet jy wat so interessant? Ons is die laaste op die lys. En ek wil vandag vir jou sê, hou op dink aan wat rondom jou kan gebeur. Sien wat God nie doen in jou lewe. God wants to do something amazing in your life. Hy wil jou verander. Hy wil jou verlig. Hy wil jou herstel. Kan julle dit nie al merk nie? Kan julle dit nie sien nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis, daar waar niks meer is nie. Het jy al gesien hoe lyk die woestyn? Okay, dis mooi. Jy het dit gesien, ek het dit beleef. Hoe so, pastoor? Daar by Swakopmund?
Duin 7, Namibië. Daai duine, ons het die voorreg gehad, ek en 7 ander pastore, die enigste probleem is, die pastore wil net nie stil bly nie. Hulle bly praat. Tot op 'n stadium toe sê ek, hey manne, kan ons net so 'n bietjie... En ek gaan sit en ek kyk in die Namib woestyn in. Het u al ooit daai belewenis gehad? As jy moontlik kan iewers in jou lewe, kom in die woestyn en gaan sit en bly stil. Daar's net mooi niks, maar vir my was daai niks 'n wonderlike belewenis. Maar daar's niks, is net sand. Nie 'n plantjie, nie 'n bossie, ek het nie eens 'n diertjie gesien nie. En wat sê die woord? Sit net weer vir ons op asseblief, Kiara. Luister mooi. Ek maak 'n pad in die plek waar hy Israel ingevat het, waar niks is. Weet jy wat? Hulle het kos gehad, hulle het klere gehad, hulle het water gehad. Ek gaan nie preek oor al die ander goed vandag nie, want dis nie die doel waarheen ek gaan nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy dink dis nie meer moontlik nie, daar is nie 'n manier wat God iets kan uitwerk nie, there's no way, dan wil ek vir jou sê, maak seker kom by die Here uit. Because as jy by die Here gaan uitkom, gaan hy iets weer en weer doen. Daar sal redding wees in die moeilikste omstandighede, wanneer jy dink as niks hoor nie. Wat sê die Here? Kom ek wys jou. Israel, kom ek wys jou die verlossingswerk wat ek vir jou gaan doen. En ek wil vanmôre vir julle sê, gemeente, sien die verlossingswerk wat God vir jou doen in 2026. Ek glo met my hele hart, hierdie is 'n jaar wat die Here gee vir sy kinders. God is giving it to all his children, to people out there. Mense wat sê, daar's niks nie, pastoor, weet jy wat se rowwe pad het ek al geloop? Dan wil ek vir jou sê, prys die Here, daai rowwe pad is baie beter, want dan gaan jou vriende makliker sien hoe jy verander. Gaan hulle meer sien, wat het die Here in jou geword? Ek was nou nie 'n baie soet kind op skool nie. Maar my siel is gered. En ek het gedink is oulik om stout te wees. Ek het regtig so gedink. Ek het verkeerde vriende gehad, man. Ek was beïnvloedbaar, en as jy sê ek is nie beïnvloedbaar nie. Pastoor, en jy preek vir ons, dis wat my juffrou ook vir my gesê het. Toe sy my jare later sien, ek loop, en Centurion het dit al gehoor. En juffrou van Heerden, my Afrikaanse juffrou, kom aangestap, en al wat ek hoor, ek sal haar stem nooit vergeet nie, is Haggett! Tog, hierdie is déjà vu, ek onthou dit terug, iewers in my lewe. Daai stem ken ek. En ek kyk rond, en ek is so naby aan Mug and Bean, mug en boontjies. En hier staan sy op, en ek voel so lamheid oor my kom. En kyk ons so, ek sê, ja juffrou. En sy staan op van haar koppie koffie af en sy loop na my toe en sy sê, net vir interessantheid, wil ek vir jou vra, wat het jy geword in die lewe? Dis al wat ek van jou wil hoor. Wat het jy geword? Hier staan ek. Ek sê, juffrou, is jy gereed? Is jy reg? Sy sê, ja, ek is reg. Ek sê, juffrou, ek het 'n pastoor geword. En sy kyk so, en al wat sy sê is, Here, help my gemeente. Here, help my gemeente. Ek sê, Vader, okay, juffrou, ek sien waarvan jy kom. Maar het jy tyd? Sy sê, ja, ek het tyd. Ek sê, kan ek vir jou koffie koop?
Sy sê, ja, ek dink ek het nog geen nodig. En ons gaan sit by haar tafel. Ek sê vir haar, juffrou, jy het al die praatwerk gedoen in die hoërskool. Nou gaan ek 'n bietjie praatwerk doen. Is dit reg met jou? Ja. Ek sê vir haar, weet jy wat? Die mens wat jy geken het, die jong mens wat jy op skool geken het, is weg. Hy's dood. Sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, ek is wedergebore. Ek het Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker. Ek is 'n nuwe mens. Ek sê, die ou dinge is verby. Ek sê, juffrou, so ek kom vandag na jou toe, vergewe vir my, wat ek in jou klas aangevang het. En in daai oomblik, toe begin sy huil. En van daar af vir 'n uur lank het sy gehuil. Want toe sê ek vir haar, ek het gedoen wat ek nie geweet het nie. Maar toe ek Jesus ontmoet, toe Jesus in my lewe inkom en hy my kom red my, ek het dit nie verdien. Ek was nie waardig om sy kind te wees. Maar hy het my kom nuut maak. En ek wil vir jou sê, jy sit vandag hier en my boodskap het eintlik 'n ander rigting, maar ek wil vandag vir jou sê, jy sit hier en jy sê, dit kan nie weer gebeur nie, dan wil ek vir jou sê, God sê, kyk, ek gaan iets nuuts in jou lewe doen. Ek gaan dit weer doen. En ek gaan dit weer doen. Waar jy dink dit is onmoontlik, gaan ek dit weer doen. Want ek het 'n plan en ek het 'n doel met jou lewe. Omdat jy jonk is, sê jy, Here, dit kan nie gebeur nie. Die Here sê, dis juis jy wat ek soek, wat jonk is, want die moontlikheid in jou en jou leefspan is al baie langer as die wat al gevorder het in die jare. Maar elke liewe een kan ek gebruik tot eer van my naam. Hou op dink aan die dinge wat voorheen gebeur het. Weet jy wat is die grootste probleem? Is jou gedagtes. Is jou denke. Dit kan nie, ek stop dit in Jesus naam, jy kan. Ek is nie gebou vir die groep nie, ek stop dit en ek weerstaan dit in Jesus naam, jy is gebou vir die kerk. God het jou gemaak vir die kerk, jonk en oud. Ek pas nie in nie, prys die Here, Here, kom maak hulle oor, formeer hulle, sodat hulle sal inpas, en dat hulle vriende sal begeer om in te pas, met die passie waarmee jy die Here dien. Pastoor, jy ken nie my verlede nie, hierdie tafel vee jou verlede uit vandag. Die prys, sy liggaam wat gebreek is, sê die woord, is deur die voorhangsel wat geskeur het. En weet jy wat, daardeur het ons vrye toegang tot die teenwoordigheid en die heerlikheid van God. Dis deur sy liggaam en sy bloed het jou kom skoon was. Daar's geen aantuiging meer teen jou nie. Niemand kan vir jou sê, jy's te slim, jy's te dom, jy's te so, jy's te sis nie. Jesus sê, jy's tot alles toe in staat, in alle omstandighede, omdat ek jou lief het en dat ek vir jou krag gee. Jy kan. Want ek gaan dit weer en weer en weer doen. I'm gonna do it again. Pastoor, is jy seker? Hy het dit weer daarna gedoen. Hier was hulle in ballingskap en God red hulle uit dit uit. Ek en U was in ballingskap gewees, ons was vasgevang in die greep van die bose. Jesus het kom lewe op hierdie aarde, hy sê, en die goedheid van God en sy liefde het aan ons verskyn in Jesus Christus. Weet jy wat, God het dit nog 'n stap verder gevat. Jesus het aan die kruis gaan sterwe, sodat die prys vir jou en vir my, dit wat ons geskuld het vir hierdie wêreld en wat ons geskuld het in die ewigheid, is betaal voor.
It's paid for. Jy hoef niks te doen behalwe om te sê, Here Jesus, ek neem U aan. Is my verlosser en saligmaker. Kom wees my koning. En Here, verlos my, en hy het dit weer gedoen. Wil jy nie saam met my staan nie? Ek wil volg soos wat my gees, of nie my gees nie, die Heilige Gees dit in my hart, kom wakker maak, ons bedien altyd die gemeente. Ons doen. Maar ek wil hê, jy moet vandag, moet jy kom en sê, Here, dit wat ek aan gedink het, of bly dink, lê ek nou in U hande. Kom vernuwe hierdie denke. Kom maak my denke nuut. Kom maak my hart heel. Ek wil vanmôre vir jou vra, die plek waar jy staan, dit wat jy in jou lewe dra, gee dit vir die Here. Die swaarheid, die stryd en die probleme wat jy dra. Pastoor, jy weet nie wat ek dra nie. Ek wil vir jou sê, gee dit dan vir Jesus. Die Here Jesus is die enigste een wat jou kan losmaak, wat jou kan vrymaak. Selfs ons predikers, en hier is baie van hulle vandag. Hier's pastoor Johan, hier's pastoor Braam, hier's pastoor Rudy wat hier voorsit, om Braam se broer, pastoor Braam. Ek, pastoor Tommy. Is daar nog pastoor hier vanmôre? Kan jou hand opsteek? Sien hoe baie pastoor, al ons prediking in al die jare is geseënd, want dit kom van die Here af. Maar ons kon niemand vrymaak nie, is Jesus wat vrymaak. Is Jesus wat red. En selfs ons staan vanmôre voor hom. En ek wil hê elkeen wat hier staan vanmôre, maak jou oë toe. En as jy kan, bid agter my aan. Here Jesus, ek vra U, dink aan my. Ek gee vanmôre, gee my hart, gee my hele lewe, met al my krag. Ek gee my verstand, die ou denke wat ek so koester, die denke wat ek vashou, selfs daardie ou redenasies, Here, gee dit vir U. Kom maak my vry. Breek die bande vanmôre. En help my, Heilige Gees, kom maak my denke nuut. Here, die plekke waar ek stil staan, wat ek so aan vashou, gebeurtenisse, sake, onopgeloste dade, en weë wat ek nie kan beskryf nie. Dit gee ek ook vir U vandag. Maak my vry. Want U gaan iets nuuts doen. Kom doen dit weer, en weer, en weer in my lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Jy het dit nou vir die Here gegee. Nou wil ek hê U moet dit daar los.
Die manne wat my sou gehelp het, ek gaan vra dat julle na vorentoe gaan kom.